Goeiemôre julle almal. Kom ons raak so 'n bietjie rustig. Dit is so lekker om almal te groet en te geniet mekaar se geselskap. Is dit vir julle lekker om hier te wees? Dis heerlik om die Here te dien en ons weet mos nou ons laatkommers gaan nou inskuif hierso. En dan gaan ons lekker saam die Here aanbid en ek wil hê u moet u harte oopmaak vanmôre. Sal u u harte oopmaak? Nee, kom gou. Sal u u hart oopmaak? Want as u u hart oopmaak, sal die Here inkom. Nee, hy is altyd gewillig. Dit hang af of jy gewillig is, nee. Goed, so ons is vanmôre hier en dit is 'n voorreg om die naam van die Here te loof en te prys. Ons het doopkandidate vanmôre en ons het mense wat saam met hulle gekom het, so u wees baie welkom. Al is dit vreemd vir u vanmôre, geniet dit saam met ons, want ons doen niks wat die woord nie sê nie. Is dit reg so? OK, daar sê. Kan u saam met my staan vanmôre en dan gaan ons net vir die Here sê welkom in hierdie plek vanmôre. Die wonderlikheid van dit is dat hy eintlik saam met u gekom het, want wanneer u 'n kind van die Here is, woon hy binne in jou. Is dit reg so? So hy het saam met u gekom hiernatoe, sodat ons almal saam as kinders van die Here hierdie groot God kan aanbid. Nee, o. As ek waarhede sê, dan moet ons almal kan, amen, daar sê, amen, amen. Steek die hande voor die Here uit. Here, wat 'n wonderlike voorreg vanmôre. Wat 'n voorreg om God Almighty, God Almagtig, nie 'n beeltjie nie, God Almagtig, te kan aanbid vanmôre. En ek bid dat u vanmôre sal kom en kom woon onder die lofsange van u kerk. Dat u vanmôre sal ervaar, ons wil u in opregtheid aanbid. Daar's nie skyn vanmôre nie, ons is lief om u te aanbid. Ontvang dit vanmôre as 'n lofoffer vir u. En dan bid ek vanmôre vir pastoor Edmund, Here, ek bid dat u hom sal aanraak, steek u hande vir hom uit. Ons bid, Here, dat u hom sal genees, dat u hom totaal sal, daai hele liggaam van hom sal werk nou waar hy lê. Ek bid vir Tannie Letitia vanmôre, dat u in haar liggaam sal werk vanmôre, Here. En dat hulle volgende week sal getuig van die groot werk wat u in 'n oomblik gedoen het in hulle lewens. En ons dank u daarvoor. En die kerk van die Here sê amen. Kom, ons gaan heerlik die Here se naam groot maak. Ons wag op die offerandes en tiendes aan die werk van die Here. I praise in the valley, I praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. Praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my
Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
Oh, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We say yes. Hallelujah. Oh, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down. Joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes. Oh, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We say yes, hallelujah. Oh, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ons loof U. Ons aanbid U vanmôre, Koning Jesus. Aan U kom die lof en die hulde, die aanbidding van ons harte. U is Koning, Here, van ons harte vanmôre. Ons loof U. Laat ons aanbidding welbehaaglik voor U aangesig wees vanmôre, Here. Halleluja. Ons sing Hosanna, Hosanna in die hoogte. Ons sing Hosanna, want die koning het gekom. Hy is hier vir ons. Ons sing Hosanna, want God het ingetree. Ons sing Hosanna, hy het sy lewe kom gee. Hy is hier vir ons, die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus, U is die koning van ons lewe. Die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus, U is die koning van my hart. Sing halleluja, want God is op die troon. Sing halleluja, want die dood het verloor by die kruis. Want Jesus, sing halleluja, want die lig het gekom. Sing halleluja, want ons lewe deur hom en hy het gekom vir jou en my. Die koning is hier, hy is vanmôre hier in hierdie plek saam met ons. Die koning is hier. Here Jesus, U is die koning van my lewe. Die koning is hier. Die koning is
hom vanmôre. Koning van die konings is U naam. Ons loof U naam, o Heer. Ons bring U lof en eer. Jesus, Here koning is U naam. Jesus, Here koning is U naam. Jesus, Here koning is U naam. Halleluja, halleluja. U is Here koning vanmôre, Here. Ons aanbid U. Ons aanbid U koning Jesus. U is waardig, Here. Wat 'n voorreg, ons loof U naam. Halleluja. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Hallelujah. We bless your name, Jesus. We worship you. We worship you. Worship you. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Verdien hy U aanbidding vanmôre? You deserve. Is jy lief vir hom? Sal jy hande so 'n bietjie saam met my opsteek? Hallelujah. You deserve the praise. You deserve the praise.
You deserve the honor. Hallelujah. You deserve the glory. Oh, we worship. We love you, Jesus. Worship. We love your presence. We love it when you touch us. Ons is lief daarvoor as U ons aanraak, Here. Ons is lief daarvoor as U so strome van lewende waters uit ons binneste uitvloei, Here. Dis awesome om U te kan aanbid. Dit kom uit ons gees vanmôre, Here. Ons waardeer die liefde. Ons waardeer die groot genade. Ons waardeer dit dat U ons gered het. Kan U vir hom dankie sê? Ons waardeer dit dat U ons gered het. As dit nie vir U werk was nie, Here, waar sou ek gewees het? We adore you, God. God Almighty. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sy wil net die hand op die een langs jou. Touch this people this morning, Lord. Raak U mense aan vanmôre. Dat hulle vanmôre sal weet die Here is hier. Dat hulle sal weet U is hier. Ek bid nou, Here, dat U woord sal toemaak. Here, dat die vyand nie sal steel nie. Ek bid dat dit op goeie grond gesaai sal word vanmôre en dat U woord mense se lewens sal verander. Ek spreek dit saam met my. Ek bid dat U woord mense se lewens sal verander. Want U woord is lewendig en skerper as 'n tweesnydende swaard en dit gaan in die murg en gebeente. En dit gaan binne in ons gees. Want U woord is groot. Want U is die woord. Jesus, U is die woord. En U het gesê, laat daar wees. En daar was. We live in accordance to your word in Jesus' name. Ons is lief vir U. Sê vir die een daar langs jou, ek is bly jy is hier. Sê vir die een daar langs jou, ek is bly jy sit by my. Halleluja. Halleluja. Weet jy, dis vir my, ja, ek kan die sitplekke neem, dankie. Dis eintlik so voorreg om 'n Sondag by die huis van die Here te wees saam met die kinders van die Here. Want so baie keer kan iemand dalk hier sit vandag en volgende week nie weer die geleentheid hê om hier te sit nie. So ons is vanmôre dankbaar dat ons weer saam met mekaar die Here kan aanbid. Nou, ek praat met u vanmôre oor groter as en veel meer. Groter as en veel meer. En ek staan vir 'n oomblik stil by laasweek se woord. Hierdie is die 4de woord van 4 boodskappe wat 'n opbou het wat in dieselfde rigting gaan, wat ons kinders van die Here wil voorberei om te lewe met die volheid van God. Die kerk van die Here het, so jammer om dit te sê, ons het swakkelinge geword. Ons het toegelaat dat die wêreld aan ons neuse rondlei, en ons het nie die gesag wat deur ons God, Vader en Seun en Jesus Christus aan ons gegee is, leef ons nie meer nie. En dis waaroor hierdie 4 boodskappe gegaan het. Die een was, die vorige week was die oop hemel, die vorige week was 'n ritme met God, en die week voor dit was 'n God ontmoeting, en vanmôre is dit groter as en veel meer. Die 4 boodskappe kan u lewe verander, as u dit gaan luister, nê? So ek wil u 'n beroep op u doen, gaan luister ook na die ander. 'n Oop hemel, die vorige weke en 'n ritme met God en God ontmoeting en groter as.
'n oop hemel is reeds tot ons beskikking met Jesus op die kruisiging, toe hy gesterf het op die kruis van Golgotha, het die voorhangsel geskeur en het vir ons almal wat hom aanneem as saligmaker, het hy 'n oop hemel gegee. Ek en u het die voorreg, en dis woord wat ek vir u gee vanmôre, om in te stap in die troon van genade en weer uit te stap en gaan doen wat in die troon van genade ontvang is. U het autoriteit, sê vir die een daar langs jou, u het autoriteit. Nie omdat u goed is nie, maar omdat die hemel u aangeneem het deur die Seun Jesus Christus. Is u by my? Wat 'n wonderlike voorreg is dit, dat die Here ons aangeneem het. God die Vader was so lief vir ons, dat hy sy Seun gestuur het om te sterf op die kruis van Golgotha. Toe hy sterf en sy asem uitblaas, skeur die voorhangsel van die tempel in twee van bo tot onder. 'n Mens kon dit nie doen nie. God skeur oop, sodat ek en u kan instap in die troon van genade. Is dit nie wonderlik nie? Sê dankie Here. U is so groot, Here. En nou broer en suster, wanneer u die genadewerk van die Here beleef het, en as kind van die Here begin leef, dan moet u nie die vyand toelaat om weer die oop hemel vir u donker te maak nie. Hoor nou mooi wat ek hier sê. Jy het krag van die Heilige Gees ontvang om 'n geopende hemel te behou, maar as jy sonde en ongeregtigheid toelaat in jou lewe, kan die hemel toemaak. Nee, die woord sê, jy kan 'n muur opbou tussen jou en jou God. Nee, so dit is net jy wat die hemel kan toemaak. Die Here wil die hemel heeltyd oop hê. OK, daar's laasweek se boodskap. Vanoggend groter as en veel meer. Romeine 5 vers 17, eerste in die ou vertaling. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, wie's daardie ene? Daar sê, iemand het reg, daar kan ek nou gou die gemeente saam laat hoor. Wie was daardie een mens wat die dood in die wêreld ingekom het? Adam. Is dit reg so? Goed. Die misdaad van die een die dood geheers het, deur die een veel meer, sê saam met my, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade, dis die oorvloed van die genadewerk van God die Vader, nee, en van die gawe van die geregtigheid, hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang het, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. So, wat sê hy vir ons? Ons het autoriteit om in hierdie wêreld, baie mense dink dis vir die hemel, dis vir hierdie wêreld. Het u die autoriteit ontvang as jy 'n kind van God geword het, om te heers namens Jesus Christus op aarde? En jy gaan net 'n woord sien wat dit ook bepaal. OK, kom ons lees net gou in die Amplified. For if because of one man's trespass, lapse, offense, death reigned through that one, much more surely will those who receive God's overflowing grace. Say much more. Unmerited favor and the free gift of righteousness. Wie's geregverdig? Halleluja. Halleluja. Putting them into right standing with himself. Reign as kings in life through the one man, Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. Wie wil regeer? Halleluja. Huh? Dis tyd dat ons begin om te regeer in hierdie wêreld, broers en susters. Dis tyd dat ons opneem wat die Here vir ons gesê het ons kan doen. Loof die naam van die Here. As jy bekragtig is deur God in sy Seun Jesus Christus, kan jy enige iets wat die wêreld na jou gooi, hanteer met autoriteit. Wie laat die wêreld baie keer vir julle goed gooi, laat julle daar onder in die stof lê? Ja? Laat ons maar eerlik wees, nê? Huh? Maar jy hoef nie, sê ek hoef nie. Die Here gee vir my volle autoriteit om alles wat die wêreld na my te gooi te hanteer. En ek is nie net vir genade gered vir die hemel nie, maar ek is gered, broer en suster, om te heers as konings. Dis nie ek wat dit sê nie, dis die woord. God onderskei jou van die wêreld, as ook van Christene wat 'n loop en val bestaan lewe. God onderskei die kind van die Here van, daar's soveel Christene, daar's seker, ek weet nie of meer as 1 biljoen of 2 biljoen of, ek weet nie hoeveel Christene daar is nie, maar 99% van hulle het geen autoriteit nie, want hulle het nog nie by Jesus Christus uitgekom nie. Hulle is miskien aangeneem, hulle is miskien voorgestel. Die kerk kan u nie red nie, broer en suster.
Dis die genadewerk van Jesus Christus wat hier het. Jou gesag kom van die hoogste bron. 'n Broer sê vir my hierdie week, hy sê vir my, pastoor, weet jy, dit ons aanvaar Jesus en hoor nou mooi, ek doen dit ook, want ek het 'n verhouding met die Here Jesus wat heerlik is as 'n vriend. Wie het nog so 'n verhouding met die Here? Ja, ek glo daar's mense wat Jesus, hy is die vriend, maar bo dit alles, wil ek vir u vanmôre sê, he is God Almighty. Hy is God almagtig. So jy kan nie met hom woer speel of met hom speletjies speel nie. Hy gee jou gesag en is baie lief vir jou dat jy op sy skoot kan sit wanneer jy in verhouding met hom is. But he's still God Almighty. Halleluja. In die Ou Testament, en julle hoef nie dit is op te gooi nie, in Daniël 6, jy kan dit gaan lees, Daniël 6 vers 3, is 'n man wat onderskei word van die res en sy naam is Daniël. Hoor nou gou mooi wat sê die woord oor hom. Die woord sê, then this Daniel was distinguished above presidents. En dan sê hy nog goed, etc. Because an excellent spirit was in him. And the king thought to set him over the whole realm. Daai tyd was daai koningskap van Daniël, daai koningskap wat geheers is amper die hele aarde se koningskap gewees. En hy wil Daniël aanstel because he's got an excellent spirit. En die gees van die Here het nog nie uitgestort daardie tyd nie. Die gees van God natuurlik, want die gees van die Here het gesweef oor die waters toe die skepping plaasgevind het. So God se gees was reeds daar, maar Daniël het nog nie Jesus Christus ervaar nie. But he still loves God. Is dit mooi? Halleluja. So in hierdie tyd het Jesus nog nie gesterf en opgestaan nie. Daar was nog nie kans vir wedergeboorte nie. En ek glo, dis my siening, dat wanneer toe Jesus gesterf het en hy het ingegaan in die graf, het hy almal 'n kans gegee ook vir Daniël om tot wedergeboorte te kom. Okay, dis nou my siening, hoor. So ek glo dat almal wat in die Ou Testament is, het 'n kans gekry om tot wedergeboorte te kom. Want niemand kan die hemel binne gaan sonder wedergeboorte nie. Niemand kan God sien nie, behalwe deur Jesus Christus, die enigste weg, die waarheid en die lewe. Amen? Okay, goed, sê kom ons gaan aan. Maar Daniël, deur 'n koneksie met God, het alreeds 'n excellent spirit gehad. So hoeveel te meer, sê 'n bietjie, hoeveel te meer? Ek. Nie omdat ek beter as Daniël in my persoon mens is nie, maar omdat ek Jesus Christus in my lewe het, soveel meer ek. Halleluja, loof die naam van die Here. As ons genade van Romeine 5 vers 17 vind, sal ons weet dat alle dinge moontlik is vir God. Wanneer jy die genade ontvang van jou wedergeboorte, jy's gered deur genade en die Here gee jou hierdie gesag om ook te regeer as konings, seuns en dogters, dan sal jy ook presies weet waar jy staan met die Heilige Gees. Wees lief vir die Heilige Gees. Halleluja. Ek kan nie die troon van genade instap sonder die Heilige Gees nie. Maar waar bly die Heilige Gees? Binne in my. By wedergeboorte kom bly die Heilige Gees binne in my. Halleluja. Loof sy naam. Daar's 'n ou koortjie en nou ek wil vir u sê. Ek wil vir u 'n stelling maak vanmôre. Niks is onmoontlik by die Here nie. Daar's 'n ou koortjie wat sê nothing is impossible when you put your trust in God. Die probleem in die mens is, ons sit ons trust in mense en onsself en ander dinge. Is dit waar? But nothing is impossible when you put your trust in God Almighty. Halleluja. Jesus, julle moet net so 'n bietjie. Is ek te opgewonde hoor? Markus 9 vers 23 sê alle dinge is moontlik vir hulle wat God liefhet en wat in God glo. Daniël 1 vers 19 sê iets. Hy sê Daniël en sy 3 vriende het alle geleerdes in die koninkryk. Hoor nou gou mooi hierso. Dis ou verbond nog, né? Sê saam met my ou verbond.
In ou verbond het Daniël en sy 3 vriende, al die ministers, al die geleerdes, al die mense in die regering 10 maal oortref. Die woord sê so. OK, nou wil ek nou gou 'n bietjie iets sê. Wat van jou? Hoekom begin jy nie in die krag van God se genadewerk, van God se grootheid begin optree nie? En dan hoef jy nie te sê 10 maal meer nie, dan kan jy sê 100 maal meer, 1000 maal meer, want God is nie beperk nie. Jy kan nie God in 'n blikkie druk nie. Is hier. Halleluja. Halleluja. Weet jy nie, dit is so maklik om die woord van die Here te bedien, wanneer jy ervaar hoe groot hierdie God van jou is. Halleluja. Rabakashendorobosu nalava. Halleluja, halleluja. Dankie Here, dat ons nie meer ou verbond is nie. Sê saam met my, dankie dat die ou verbond verby is. Dankie dat daar 'n nuwe verbond gekom het. Dankie dat my redding deur Jesus Christus gekom het. Dankie dat ek veel groter en veel meer is. As jy dit nie wil vat nie, ek vat dit. Lukas 7 vers 28, kom ons lees net gou daar. Want ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is daar geen profeet groter as Johannes die Doper nie. Was die nuwe verbond al daar toe Johannes die Doper? Nee. OK. So hy sê, daar was nie een wat groter as Johannes die Doper was nie. Maar die kleinste, sê die kleinste. Sê ek. Sê ek. In die koninkryk van God is groter as hy. Deur myself? Nee. Deur die Seun Jesus Christus, wat die nuwe verbond geword het, wat gesterf het op die kruis van Golgotha, maar wat opgestaan het en leef tot in alle ewigheid, wat opgevaar het na die hemel en weer sal terugkom, soos wat hy gesê het. Prys sy naam. Halleluja. Groot is U. God se kinders se vermoëns is onbeperk. Halleluja. Lees gou saam met my Efesiërs 2 vers 4 tot 6. Maar God, as U enige iets wil praat en sê, en miskien in 'n toestand inval waar U op 'n slegte plek is, dan moet jy eers altyd sê, maar God. Want wanneer jou situasie op die slegste is, dan tree jy maar God in. En hy keer jou omstandighede om, en hy maak jou meer as oorwinnaar. Maar God wat ryk is, sê my God is ryk. Nie net in 'n ryk, ag man, ek praat nie eens van geld nie, dis die minste van dit alles. In barmhartigheid het hy ons deur sy groote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak. Halleluja. Wie is wedergebore? Is U lewend gemaak? Lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is jy gered. Genoeg, duiwel. Genoeg is genoeg. Ek het die autoriteit van 'n lewende, almagtige God. Genoeg het jy gesteel van my. Jy moet begin autoriteit neem. Halleluja. Loof die naam van die Here. Hoorie, ek lees mos nog, nee. Ja, daar sê. En, okay. So, okay. En nou, hy het ons nou lewend gemaak, en wat het hy nou met ons gedoen, hè? Wat doen hy vanmôre met hierdie mense wat uit hierdie water uitkom? En saam opgewek. En saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Huh? But God, so rich is He in His mercy, because of and in order to satisfy the great and wonderful and intense love in which He loved us. Die Here is so intens lief vir jou. Ek is bederf. Ek is 'n wit broodjie.
Even when we were dead, even when I had sinned and were dead in the sin, slain by our own shortcomings and trespasses, He made us alive. Together in fellowship and in union with Christ. He gave us the very life of Christ Himself. The same new life with which He quickened Him, for it is by grace, His favor and mercy, which you did not deserve, that you are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation. Deelgenote, ek deel in the salvation of Jesus Christ. Is ek klaar? Daar is nog een. Nog net die een, okay. And He raised us up together with Him and made us sit down together, giving us joint seating with Him in the heavenly sphere, by virtue of our being in Christ Jesus, the Messiah, the Holy One. Ek het vir u gesê vanmôre, jy kan instap in die troon van genade nie omdat jy goed is nie. Maar ek kan instap en sê, ek kom sit hier by u Vader, omdat Jesus Christus my vrygemaak het. En omdat hy my vrygemaak het, is ek waarlik vry. Oh, grace! Oh, grace! Oom Willem, grace, genade het vir jou ingekom. Oom Willem, halleluja, ek is saam met Jesus opgewek. Prys die naam van die Here. Ek begin so vinniger, ek begin so inkom in die vliegtuig. Is dit reg so? Is dit reg so? Ok, ek wil net nie 'n noodlanding doen nie. Oh, roep uit 100 keer meer. Roep uit 1000 maal meer. Meer liefde, meer geduld, meer dissipline, meer goedheid, meer getrouheid, meer vrygewigheid, meer omgee, meer compassion, halleluja, meer wysheid, meer hemelse rykdomme, 1000 maal meer, nie 10 maal meer nie, 1000 maal meer, duisende male meer, halleluja. Halleluja. Matteus 5 vers 13 en 14 sê, julle is die sout van die aarde. Weet jy wat doen sout? Weet jy wat doen sout? Ek gaan net, dis 'n preek op sy eie. Sout maak dat jou vleis nie vrot word nie. Sout, as jy 'n kind van die Here is, moet jy sout in mense insmeer, dat die wêreld se vuilheid hulle nie vrot maak nie. Jy moet die lig van die wêreld wees. Hy sê, jy's die sout, maar jy's ook die lig. Stap jy rond en mense sê, wow, wat het daai mens? Huh? Want as ons dit nie doen nie, kan ons nie sê ons lewe in die nuwe verbond nie. Filippense 4 vers 19, hoor hoe mooi sê hy dit. Ek dink nie, ek het hom vir julle gegee nie. Dis myne. And my God, say my God, will supply, will fill to the full your every need according to your own riches, His riches in glory in Christ Jesus. Wow! Ek is ryk. Dit maak nie saak of ek nie 'n sent het vanmôre nie. Ek is ryk met hemelse rykdomme. Halleluja. En hy sê, as jy dit doen, en jy leef in hierdie rykdomme van die hemelse rykdomme, dan sal ek in elk geval vir jou daai mammon ook mag gee. Jy wil man. Laat julle lig so skyn voor die mense, sê saam my, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Wat doen ek wanneer ek goeie dinge doen? Wat doen ek wanneer ek iemand help? Wat doen ek wanneer ek my hande op iemand se lewe lê? Ek verheerlik my God.
Ek word nie verheerlik. Dit is dan maar 'n oulike pastoor daai nie. Nee, dis 'n wonderbare God wie hy aanbid. Kerk van die Here word wakker. Amper klaar. Halleluja, halleluja. Ek wil gou vir julle iets sê. Dit maak nie saak of daar resessies of depressies of wêreldstelsels is nie. My God sal altyd vir my sorg. In die swaarste tye wat ons beleef het in ons ekonomie, het ek die wonderlikste tye beleef met my God. My God is alive. Sê eens op die laaste bladjie. Ek wil gou hier met 'n prentjie sien. Jy weet ek is 'n prentjie pastoor, nê? Julle weet ek is 'n prentjie pastoor, nê? OK. Daar's nou niks water nie. Eintlik het julle nou alweer vergeet daarvan, nê? Julle onthou daar was 'n tyd wat ons met ons emmertjies onder die stort gestaan en stort het, nê? Weet julle dit? Onthou julle dit nog? Onthou julle dit nog? Toe kon julle lekker julle kniegies deurkruip, nê? Toe het julle lekker gebid vir die een wat water voorsien. Maar ek wil hê julle moet gou sien. Dis weer droog. Dis verskriklik droog. Daar is niks water nie. Maar jy en jou gesin bly in 'n huis waar daar 'n Hengse kanaal verbyloop wat vol water loop. Maar jou huis is daar dors. Nou kan jy dit aanvaar. Sê nee, ek is dors. Pastoor, ek kry nie eens 'n ou bietjie water om te drink nie. So is die hemel. Daar's 'n stroom van lewe wat uit die hemel vloei, nê. En jy kan met die genade van die Here, omdat jy gered is, kan jy sê, Here, draai daai stroom na my toe. Here, ek ontvang u water. Jy kan daai kanaal, nê. Kyk, 'n broer en suster, laat ek jou nou sê, ek gaan nie laat my familie van dors doodgaan nie. Ek gaan 'n pypie daar aan lê. So 'n lekker 114, wat is dit, 115 pypie, nê. Gaan ek vat en gaan hom daar in daai kanaal indruk en ek gaan water rearrange na my toe. Sien jy dit? Sien jy dit? Sien jy dit? Die Here sê vanmôre, jy hoef nie eens te rearrange nie. Ek stort dit sommer alles op jou uit. Laaste teks en dan sluit ek af. Hier kom ek in. Romeine 5 vers 2 in die Amplified. Kom ons lees gou. Through him, lees saam met my. Through him also we have our access. Entrance, introduction by faith into this grace, the state of God's favor in which we firmly and safely stand. And let us rejoice and exult in our hope of experiencing and enjoying the glory of God. Sê access. Sê toegang. Staan saam met my op vanmôre. Toegang, 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 toegang. Die groot werk wat God gedoen het op die kruis, het vir jou gemaak toegang. Sê toegang. Sê toegang, sê access, halleluja, ek het toegang tot die almagtige God, deur sy Seun Jesus Christus, wat my die krag gegee het, halleluja, wat my tot redding gebring het. Vanmôre gaan daar mense gedoop word. O, ek is so opgewonde oor julle. Ek is so opgewonde vanmôre, because there's access, daar's toegang vir julle, tot die hemelse rykdomme van God. Loof sy naam. Kom ons steek ons hande op, dan bid ons saam. Here, ek bid vanmôre, as daar iemand is wat dit nie het nie, dat hulle vanmôre weet, dis net 'n woord ver. Dis 'n roep. Dis 'n roep, dis 'n roep. Dis 'n roep na Almighty God. En sê, Here, ek kan nie meer so aangaan nie. My lewe, miskien het U ander seëninge,
maar my lewe soek na God se rykdomme, God se geluk, God se oorwinning. Ek wil ingeënt wees in Jesus Christus. Ek wil saam met hom begrawe word. Ek wil saam met hom opstaan, 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. Is daar iemand wat nie gered is nie? Is daar iemand hier wat wil? Kan ek sien is almal gered? Ek wil nie hê dat u moet hier uitstap vanmôre as u nie gered is nie. Ek kan nie vir u 'n kans gee nie, nê. As u voel u wil met my praat na afloop van die diens, is u vry om dit te doen. Maar moenie uitstap hier vanmôre en jy het nie wat ek het vanmôre nie. I love you so much, Lord Jesus. You're a good God. You're a good God. And you are worthy. You are worthy to be praised and lifted high. You are King of kings and Lord of lords. And we love to worship you. Net daai liedjie wat ons net nou gesing het, Chris sing vir ons, saggies. Daai liedjie wat ons laaste mee gesing het, kom ons sing net gou vir die Here. Halleluja. Halleluja. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Nog 2 keer. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You deserve it. God Almighty. U verdien ons aanbidding vanmôre. U verdien ons prys aan u vanmôre. Die kerk van die Here sê amen. Amen. U kan die sitplekke neem. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Loof sy naam, loof sy naam. Ons gaan eerste gaan ons 4 mense doop. Dan gaan ek vir oom Willem na die tyd. Oom Willem het ook al op die jare gestap en het vir my gevra, pastoor, kan ek net na die tyd, kan u my na die tyd doop? En ek het soveel respek vir hom. Ek het hom gesien in sy oë. Het ek vir hom gesien hoe lief hy vir God is. En ek wil hom respekteer vanmôre. En ek wil hom na die diens wil ek hom doop. So ek wil vra dat ons 4 mensies wat hulle nou gaan laat doop, dat hulle vir my sal vorentoe kom. Terwyl hulle vorentoe kom, wil ek net gou vir u 'n paar tekste gee. Ek gaan nie baie vir u gee nie. Kyk, as u wil, kan u verskriklik baie tekste by my kry, nê. Nee. U kan maar vir my kom vra oor die doop, nê. Nee. Matteus 3 vers 13, hy is nie daarop nie. Matteus 3 vers 13 tot 16 word Jesus self gedoop. Hy stel vir ons die voorbeeld om gedoop te word. Het hy nodig gehad om gedoop te word? Nee, hoekom nie? Want hy het nie gesondig nie. OK, maar hy doen dit om te sê
dat ons dit ook sal doen, dat ons hom sal volg, nee. Johannes 3 vers 23, het Johannes by Salem gedoop, hoekom? Omdat daar baie water is. As ek iemand besprinkel, het ek baie water nodig. Nee wat, hoekom moet ek baie water hê as ek net 'n klein bakkie kan hê, om iemand te besprinkel? So, daar's soveel duidelikheid oor die doop, en as u enige probleem het daarmee, kan u met my praat. Romeine 6 vers, jy kan hom vir my gooi, want dis wat gebeur met ons vanmôre, nee, Romeine 6, weet jy, dis een plek waar ek nooit sal verloor nie, om oor die doop te praat nie. Enige dominee, enige professor, enige iemand kan kom. As hulle volgens die woord praat, gaan hulle nie vir my oortuig nie. Okay. Romeine 6 vers 3 tot 4. Of weet julle nie dat ons almal, sê almal, wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Vers 4, luister gou hier. Ons is dus saam met hom, sê saam met hom, begrawe deur die doop in die dood. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is die heerlikheid, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Wat het met jou gebeur toe jy tot bekering, toe jy tot wedergeboorte gekom het? My gees is gewederbaar. Nee, my gees het tot redding gekom. Nou vra hierdie doopkandidaat of my pastoor, ekskuus julle, ekskuus. Praat ek in elk geval hard genoeg hier? Maar nie, seker nie vir YouTube nie, nee. Okay, ag jammer Petrus, okay. Waar is ek nou? Nou vra die mense vir my. Hulle sê vir my pastoor, maar ek het nou 'n lewe gelei wat moeilik was en goed gedoen wat nie reg is nie en alles. Gaan ek dit nou alles onmiddellik kan los? As die Here dit wil doen, dan sal hy dit vir jou onmiddellik laat los. Ja, dit is alles moontlik, onthou by God is alles moontlik. Maar ek wil vir u nie moedeloos maak nie. Want as jy in die gees gewederbaar is, moet die liggaam, vat so 'n bietjie hierdie vleis van jou so, hierdie vleis, vat hom so. Sê, jy moet vir die gees begin luister. Want dis wat nou moet gebeur, verstaan jy my? Jou vlees wil nie, hy wil nog nie saamwerk nie, want jou gees is nou gewederbaar, maar jou vlees, en nou vat gou nog iets gou, sê siel, jy moet begin optree, soos wat God wil hê jy moet optree. So gees, jy gaan jou siel begin verander. Maar jy gaan miskien weer sukkel met iets. So moenie nou, as jy nou sukkel, my broeders of susters, as jy nou sukkel, dan kom die duiwel en sê, oei, ja, jy, kyk wat doen jy nou weer, dan sê vir hom, luister, ek is gewederbaar. Weet jy, my gees is gewederbaar. Ek gaan hemel toe. Kan ek jou net herinner, waar gaan jy heen? Jy is gewederbaar in jou gees, en jou liggaam begin saamwerk. My liggaam moes jare vat, hoor, om saam te begin werk. My siel, my denkwyse, moes God met sy woord verander, dat het so sy woord begin word. Dis jare. Maar ek is gered, want die Here het my gewas. Maar nou, okay, so pastoor, ek kan nou maar net aangaan en doen wat ek wil, ek is mos gered. Nee. Onthou, dit gaan oor 'n liefdesverhouding. As ek iemand lief het, gaan ek iets doelbewus doen wat hom seermaak. So gaan jy nou aanhou om goed te doen wat die Here se Gees seermaak? Nee. Ek gaan wel, as ek dit gedoen het, dan gaan ek sê, Here, ek wou dit nie doen nie, ek is jammer. Vergewe my. Dis die verskil. Halleluja. Kom ons lees gou Galasiërs 3 vers 27. Want julle almal, sê almal, yes, ek is so bly, hy is so lief vir ons almal. Wat in Christus Jesus gedoop is, het julle met Christus beklee. Ek het Jesus aangetrek. Halleluja. Kolossense 2 vers 12. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek is. Okay, is dit nie wonderlik nie? Markus 16 vers 16 is 'n baie ernstige een. Hoor wat sê hy? Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word,
maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Dis nogal 'n ernstige een daai nie. Eendag gaan daar mense wil wegkom en dan gaan daai teks voor jou staan. OK. 1 Petrus 3 vers 20 is 'n teebeeld van die ark wat vergelyk word met die doop. Die ark het mense tot redding gebring, daai paar mense wat daarop was, soos die doop ook deel van jou redding. Onthou, jy moet wedergeboorte ervaar om gedoop te word. Dit help nie, jy sê nou vanmôre as jy nog nie tot wedergeboorte gekom het, pastoor doop my ook maar sommer net nie. Weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan 'n sondaar, miskien 'n vuil sondaar ingaan en 'n vuil skoon sondaar uitkom. Die water gaan dalk iets doen, maar jou wedergeboorte wederbaar jou gees. Die doop is 'n gehoorsaamheidsstap na wedergeboorte. OK. Dan Handelinge 2 vers 38 sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. En dan sluit ek af met Handelinge 22 vers 16 en ek wil hê jy moet dit sien. Ons gaan volgende week weer doop, as mense wat weer volgende week gedoop wil word. So, jy moet nou dit self vir jy antwoord. Lees saam met my. En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Halleluja. Halleluja. OK, waar is daai doopkandidate vir my? Ek het julle al net geroep, nou is julle nog hier nie. OK, wonderlik. Kom staan gou hier by my. Hy het sommer klaar, hy's reg. Hy's reg. Gerbrand, jy's reg my ou boetie. Die Here het genade vir jou gegee. Die Here het genade vir julle gegee. Halleluja. Ek gaan julle 3 vragies vra. As julle vir my antwoord daarop. Onthou, 'n doop is jou eie belydenis, nê? Ek kan nie vir jou bely nie. Ek kan nie vir jou die Here dien. Is jy by my? Ek dien die Here vir my. Maar ek probeer vir julle ook trek om die Here te dien. Dit is jy verstaan. Maar jy moet die Here dien. OK. So ek vra jy eers, het u waarlik tot God bekeer? Het u tot wedergeboorte gekom? Deur Jesus Christus aan te neem as u persoonlike saligmaker en verlosser? Ja, u het dit laas Sondag gedoen. Wonderlik. Prys die naam van die Here. Verlang jy om gedoop te word volgens Matteus 28 vers 19, waar dan sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So wat gaan nou gebeur met julle? Julle gaan begin leer. OK, julle gaan nou, ek leer nou jare al, nee, van die mense wat al jare leer. So julle gaan nou begin leer en 'n pad met die Here begin stap en as julle dit gaan doen in die nuwe verbond, dan gaan julle 'n wonderlike pad stap. En julle gaan nog foute maak, maar die Here gaan julle help om dit reg te maak. OK. Daar's niemand in hierdie kerk beter as 'n ander nie. It's grace. Genade. En dan sal julle onderwerp aan die woord van God. Sal julle onderwerp aan die woord van God. En wanneer julle dalk iets verkeerd doen en ons sien dit en ons sê vir julle asseblief, dis nie wat die Here wil hê nie. Julle nie sal opruk en wegloop nie. Dis baie maklik om dit te doen, hoor. Laat ek nou vir julle sê, dis waar die mense die meeste gelieg het al in die kerke. Want hulle het gesê hulle sal, en wanneer ons iets sê, dan sê hulle, ag, ek gaan net na 'n ander kerk toe. Jy gaan hardloop vir die res van jou lewe. Ek is lief vir julle. En ek is opgewonde saam met julle. Ek gaan vir julle sertifikate nou sommer gee, want baie keer dan is ek besig met iemand en dan Lenel. Jy. Nou is sisiekie, swart. Die Here is lief vir jou. Gerbrand. Hierdie oë van jou blink nou van laasweek af, blink hierdie oë van jou daar maar mooi hoor. Yes, jou oë lyk amper soos myne, hulle trane die hele tyd. Elsa. Jy gaan vir my daar mooi sê hoe moet ek dit doen. OK, Elsa, daar is jou sertifikaat en Marius
Is dit Karl of Marius? Wat? Karl. Okay. Dankie. Ek is opgewonde saam met julle hoor. Want joh. Kom ons bid net vir hulle. Sal jy hande na hulle uitsteek? Dankie Here vir hierdie kosbare mense. Dankie Here dat hulle die nuwe verbond in Jesus Christus aangeneem het. En gesê het ons wil die Here dien met alles binne ons. En ek bid dat U hulle sal seën, Here. Dat U hulle sal help, dat U hulle sal krag gee en dat die hemelse rykdomme op hulle uitgegiet sal word, Here. Dat hulle sal weet, hulle is in 'n ander dimensie waar hulle was. Hulle is in die dimensie van die Here van die leerskare. Hulle is in God Almagtig se teenwoordigheid in Jesus se naam. En die kerk sê amen. Loof die Here. Julle kan gaan aantrek daarso. Daar's hy. Jy kan saam met my vrou stap. Ek het almal 'n mooi vrou, né? Sien julle daai ou vroutjie? Ja, as jy by die Here bly, dan kry jy alles mooi, hoor. Okay, nou ek het 'n nuwe liturg aangestel vanmôre, kom weer uit my suster Louise. Ons gaan begin minder doen, want ons mense moet begin beoefen wat die Here in hulle gees sit, nee. So sy gaan vanmôre liturg wees vir ons. So julle is haar eerste keer wat sy liturg is, so wees haar genadig. Is dit reg so? Sy's mooi, nee, sy's oulike. Kyk, ons moet jonger mense, anders kyk hulle na my wat ouer is, en dan so hulle moet begin kyk na die jonger mense. Loof die Here. Genade, dit voel laat ek hier so staan. Dat ek voel het. Okay, ja, jy sê ek's op die spot. Ja, so ek wil net die weeklikse program gou met julle deel. So volgende Sondag die 23, nee, dit was vandag. Woensdag het ons weer vroue bid hier 10:00 die oggend en dan manne bid hier en dan 7:00 die aand is dit weer power hour. En dan donderdag is dit weer saalgroepe, Vrydag aand is weer die jeugbyeenkoms en Sondagoggend weer die diens 9:30 hier by die kerk. Dan net 'n paar belangrike aankondigings. Die muntlegging vir volgende Sondag. Dit is baie belangrik. Ek is seker daarvan julle het 'n paar, hoe sal ek sê, munte in julle banke, gemaak die banke skoon, die karre se consoles, maak skoon, bring al julle munte en dan as julle note ook het, asseblief dit is vir die Sondagskool en ons sal dit baie waardeer. En dan soos pastoor vroeër gesê, daar is volgende Sondag weer 'n doopdiens, so as jy belangstel en graag gedoop wil word, dan kan jy jou naam net by die inligtingstoonbank gaan opset. En dan, ek hou van hoe hulle gesê die volwasse jeug. Nou, dis lekker om te dink dat die 30s tot 50s nog gesien kan word as jeug. So indien die enige ene van julle belangstel aan om deel te word van hierdie groep, is julle welkom ook om julle name op te sit. Hierdie gaan 'n groep wees waar ons as jeug, volwasse jeug, gaan en ons voete en ons hande gaan vuil maak vir Jesus. So as jy belangstel daarin, asseblief sit jou naam, daar is 'n lys daar agter. Indien dat jy kan met my kom gesels of ook met my man Johan, sou jy wil bietjie meer inligting gehad het daaroor. Ons het al juist opgegaan na 50 toe, so ons gee nie om nie, as jy wil deel word, ons gee glad nie om nie, ons wil regtig net 'n verskil gaan maak. Jy is welkom, kom join ons. En dan Sondagskool is vir kinders 4 tot 7 jaar is baie welkom en om by te kom woon, bring die kind na die huis van die Here toe, sodat hy of sy ook geestelik kan groei. En u kan met Angelique gesels indien u meer wil uitvind. En dan het ons verjaarsdag wat hierdie week gaan wees. Lika Kutsia, die 25ste Augustus. En Lottie de Toy. En dan donderdag die 27ste is Bianca Koertsen. En Janine Portella, het ek dit reg gesê. So ja, asseblief julle kom join hierdie groep van ons. Dit gaan baie lekker, dit gaan lekker wees. Ek sien uit daarna, die Here het dit op my hart gelê en ek glo ons kan nog 'n groot verskil vir die koninkryk van die Here gaan maak. Amen. O ja, skus.
Is daar enige nuwe besoekers hier by ons vanoggend? Hierdie kant ook. Lekker nuwe. Baie welkom hier by ons. Ons gaan vir jou 'n vormpie gee wat jy vir ons moet invul. Ons pastoor wil graag 'n oproepie maak en hoor hoe julle die diens ervaar het. So, dankie. Loof die Here, man. Is hy goed gewees? Daar sy man. Ja, dan gaan al hoe meer mense in bedienings inkom. Die Here het met my gepraat. Ons kan nie alles doen nie. Julle moet help, nee. Julle moet help. Is dit reg so? Loof die Here. Ek wil net, julle is klaar reg. Okay, julle is vinnig, nê? Okay, kom. Ons gaan jy kan miskien vir my net terwyl ons doop, nê, saggies daai dingetjie speel. Saggies, kan julle vir my speel? Julle manne gaan my help hier, nê? Julle glo seker dat ons pastoor ook senuweeagtig is, nê? Glo julle dit? So as julle hier kom, sê net vir my presies hoe wil julle hê moet ek julle noemnaam gebruik of julle oorspronklike naam of wat ook al, net soos wat julle wil. Onthou die Here gaan nie op name van wat ons hier in die land het nie. Hy gaan jou in elk geval 'n nuwe naam gee eendag. Maar dit hoe jy as jy voel jy wil genoem word so, is dit hoe Jesus jou ken. Okay. Is dit mooi so? Daar sê. Okay, kom. Gaan jy vir my vashou? Charles, staan nie by my. Jy's altyd ek voel altyd veilig as jy. Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in pastures of peace. He leads me beside still quiet waters. And gently restores my soul again. Sit maar. Adonai Rohi, you are my shepherd, I shall not fear. Forever Elsa Kutsie, né? your guide. Elsa Kutsie. Op jou eie belydenis in die Here Jesus Christus. I will not be Doop ek jou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. your rod and your staff are Mag die Here gee jou krag. Die Here help jou. Die Here stap met jou op pad. Doop die before my foes. You anoint my head and my cup overflows. You walk beside me. You lead me. Ek kan voel hoe sy voel, want jy voel eintlik jy wil by die Here bly. Jy wil net so by hom sit. Ek kan verstaan dat sy nie wil uitklim nie. Oh my broer. I shall not fear. Forever near. You're guiding me. Even in the darkness, I will not be afraid. Your rod and your Marius Kutsie, op jou eie belydenis in die Here Jesus Christus en op grond van God se woord, doop ek jou nou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Jy kan los my daar. Oh, you set the table. You fill my soul. You anoint my heart and make me whole. Forever I will dwell
sê die Here ken haar as Nella. Sy is eintlik Linnell, nee. Maar die Here sê Nella, ek is lief vir jou. Wat is julle van? Swart. Hy sal jou nooit los nie. Moet jy hom nie los nie, hy sal jou nooit los nie. Nella swart op jou eie belydenis in die Here Jesus Christus. En op grond van God se woord doop ek jou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En wat hulle familie is, moenie verwag dat hulle perfek moet wees nie, hoor. Moenie vir hulle sê, o, jy het jou laat doop nie. Hulle gaan 'n pad met die Here stap. En dis nie maklik nie. Dis moeilik, maar die Gees van die Here is met jou. Loof die Here. is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in pastures of peace. He leads me beside So groot man met so sagte oë. and gently restores my soul. Gaan ek Gerbrand sê, nee. Gerbrand Swart. Die Here ken jou by jou naam, Gerbrand. Jy het syne geword. En hy is lief vir jou. Gerbrand Swart op jou eie belydenis in die Here Jesus Christus en op grond van God se woord. Doop ek jou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Hy is lief vir jou. Die Here gaan jou help deur hierdie pad hoor. Prys sy naam. Halleluja. Van hulle vra vir my, pastoor, word ons heeltemal ondergedruk. Ek sê as jy nie heeltemal onder is nie in die dood nie. Halleluja. 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 Loof die Here se naam. Loof die Here se naam. Staan saam met my. Is jou kinders. Is jou kinders. Wat is jou naam, suster? Carolina. Die Here is lief vir jou, net soos vir jou kinders. Onthou, u wat wil u laat doop volgende week, kom u kan my sien ook na afloop van die diens gou. Ek sal met u tyd reël om met u te praat en ek sal met u ook oor WhatsApp praat en vir u alles verduidelik as u dit nog nie weet na vanoggend nie. Sal u hande saam met na God uitsteek. Dit was heerlik om by u te wees, Here. Dit was 'n groot voorreg om vanmôre 5 siele in gehoorsaamheid na u te vat en hulle te doop. Die koninkryk het ryker geword vanoggend. En die hel armer. Ons het u lief, Here. In Jesus naam. U gaan in die vrede van die Here, die Here bless u. Halleluja. Vat iemand sommer net so om die skouers, sê ek is lief vir jou. Die Here bless u almal. Ons kyk uit vir u volgende week weer in die diens.